Gee my geleentheid vinnig om vir daardie kamera te kyk en vir ons aanlyn gehoor te sê, julle is so welkom by hierdie diens. Dit is altyd beter in die gebou, maar as jy dit nie kon gemaak het vanoggend nie, jy is welkom daar waar jy is en dalk op vakansie is. Ons is nie jaloers nie, ons judge jou van die binnekant af, maar ons is nie jaloers nie. En ons vertrou dat jy die diens saam met ons gaan geniet. Vir die res van die familie, kom ons verwelkom ons aanlyn gehoor, julle is so welkom. Ek is opgewonde oor hierdie woord en ek is altyd opgewonde om die eerste Sondag van die jaar te preek, want ek kan hierdie stelling sê sonder om te jok van die kansel af, dat dit my beste preek vir die jaar nog gaan wees. Hierdie jaar en ek het jou nodig om saam met my te bedien. Okay. So as jy nie is tot Hallo Kerk, jy kan amen sê, jy kan op jou stoel staan, moet hom nie breek nie, maar jy kan deel hê in hierdie diens. En as jy wonder wat die woord amen beteken, dit is net laat dit so wees. Of ek stem saam. So as jy saamstem, dit help my beter preek. So as jy nie wil slaap in hierdie eerste diens of hierdie enigste diens vir hierdie Sondag nie, kan jy my help beter preek. En wat ek ook gedink het is, laasweek as jy nie was nie, ek het 'n preek gedoen, net 'n een vers preek. En so gewoonlik 70% van die jaar preek ek, sal ek 'n hoofstuk vat en vers vir vers preek. En dan partykeer het ons tematiese preke. En vanoggend het ons 'n teks georiënteerd, tekspreek. En ek gaan volgende Sondag weer. So laasweek het ons een teks gevat en ons het hom 'n bietjie ontleed en 'n paar waarhede daar uitgehaal. Vanoggend gaan ons weer doen en volgende Sondag weer. En wat ek vanoggend met jou wil deel, veral die eerste Sondag van die jaar, want baie van ons begin met nuwejaarsvoorneme. Okay, ons het geleer uit die voriges, want dit werk nie. So nou noem ons dit iets anders. Ek bedoel, ons het altyd begin, dis my nuwejaarsvoorneme om hierdie te doen, en nou noem ons dit doelwitte. Net so dit beter klink, want as jou nuwejaarsvoorneme nie werk nie, ek bedoel, dit sal die 4de, wie het al opgegee? Ek het al verloor. Maar ons het nuwejaarsvoorneme en ons vertrou baie keer vir baie goed. Hoopelik van ons wil ons minder skuld hê hierdie jaar en ons skuld afbetaal, of van ons wil ons gesondheid beter kry en ons wil bietjie gaan oefen, want ek het op die verhoog geklim, toe gaan nou 'n knoop los, toe besef ek, Kersfees was goed vir my hierdie jaar gewees. Ons moet 'n plan maak. Maar in elk geval, ons het hierdie voorneme vir 'n jaar, ons het 'n verwagting vir 'n jaar. En dan wonder ons ook, maar wat sê die Here vir ons? En hier is my gebed vir jou vir 2026 en die woord wat ek met jou wil deel, is dat jy vrede in 2026 sal beleef. Want daar's 'n verskil tussen om konflik te vermy. Ek sê nie jy gaan nie konflik hê nie, en ek sê nie hierdie jaar gaan nie moeilik wees nie, maar in die middel van moeilike tye kan mens nog steeds vrede beleef. Want as jy na die woord vrede gaan kyk en die betekenis van daardie woord en die Hebreëse betekenis van die woord, beteken dit om heelheid te beleef, om harmonie te beleef, om vrede te beleef. Dit is iets anders as net om nie konflik te hê nie. Want ek bedoel, jy gaan konflik hê. Het enigiemand broers en susters? Hallo, jy gaan konflik hê. Enigiemand 'n vrou? Ek gaan niks sê nie. Het enigiemand 'n man? Vrouens, jy gaan konflik hê. Want hy gaan die toiletseat vergeet. En ek bedoel, vrouens, ek wil dit net sê, jou man gaan dit doen, dit wat jy hom gevra het. Dis die huwelik dit hê en huwelik dit hê. Hy gaan dit doen, jy hoef hom nie elke 6 maande te herinner nie. Hy gaan dit doen. Ons almal wil vrede hê. Maar hier's wat ek weet. Vrede is nie 'n gevoel nie. Vrede is nie iets wat jy vind nie. Vrede is 'n persoon wat woon. En ek wil vanoggend hierdie jaar begin deur verklaar, vrede het 'n adres. Vrede het 'n adres. En God wil hê dat jou huis, jou werksplek, jou stad, hierdie adres ken. Ek gaan met jou deel vanoggend. So ons gaan kyk na 'n nie so bekende vers nie. Jeremia 29 vers 7. Baie van ons ken Jeremia 29 vers 11. Dis mos ons vers. Ek weet wat ek vir jou beplan, goedheid en guns, en ons almal vat daai vers. Maar ons almal vat daai vers baie keer uit konteks uit. Hoe kan ek daai goedheid en guns en vrede beleef wat die Here vir my instoor het? Wel, dan moet jy die hele hoofstuk gaan lees.
sodat jy kan agterkom, maar daar's sekere goed wat ek en jy moet implementeer in ons lewens, sodat ons dit kan beleef wat die Here vir ons instoor het. So ek wil vir jou lees hier so in Jeremia 29 vers 7, en dan gaan ons dit so 'n bietjie uitpak vanoggend. Hy sê die volgende: en soek die vrede van die stad waarin ek, hoofletter ek, soos die Here wat hier praat, deur Jeremia, hy sê, en soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die Here. Want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Ander vertaling sê, seek the welfare of the city that I've sent you into exile, because in its welfare lies your welfare. Soek die vrede van die stad na, want in die stad se vrede lê jou vrede. So kom ons kry net so 'n bietjie konteks oor hierdie vers wat ek jou gelees het, en Jeremia skryf hierdie woorde aan 'n volk, net sodat jy konteks het, wat alles verloor het. So hy skryf hier en hy sê hierdie vir 'n volk wat alles verloor het. Hulle het hulle huis verloor, alles was weg. Hulle tempel was afgebrand, hulle vryheid was weggeneem, hulle was nou in gevangenis, hulle was gevangenis geneem in Babylon, die magtigste en mees heidense ryk op daardie stadium op aarde. So 'n baie sterk nasie het hulle kom neem en alles van hulle weggeneem. Hulle in ballingskap weggevoer, in 'n plek geplaas waar hulle niks het nie, niks ken nie. En net daar sê die Here hierdie woorde: ek het julle laat wegvoer. Hulle was nie so goed om julle te kom gevangene te neem nie. Hulle was definitief nie so goed soos wat in Venezuela gebeur het. Is net 2 of 3 mense wat die nuus gekyk het. Die Here sê, ek het dit laat gebeur. Hulle was nie so goed nie. Ek het julle soontoe laat gaan. En hy kom en hy sê iets, dat dit nie Babylon se oorwinning is nie, maar is God se soewereinheid. Kan jy jouself indink? Hier is 'n land, of 'n nasie, wat vrede gehad het, wat tempel gehad het, wat huise gehad het. En die Here kom en hy sê hierdie woorde: ek het julle laat wegvoer in ballingskap in. Dit was nie per ongeluk nie. Dis 'n opdrag. Julle was daar op opdrag. Hier is wat ek vanoggend vir jou wil sê: jy mag dalk ontwortel voel, maar jy is nie verkeerdelik geplaas nie. Jy mag dalk ontwortel voel, maar jy is nie verkeerdelik geplaas nie. Hier is die spanning. Hier is spanning, want wat gebeur is, hierdie ouens het bevryding gesoek, maar God het betrokkenheid vereis. So hulle soek vryheid, hulle soek vrede, en die Here wil hulle betrokke kry in die stad waartoe hy hulle gestuur het. Hulle soek 'n ontsnapping, maar God vereis 'n gehoorsaamheid vir die plek wat hulle verag het. Kom ek gee jou nog so 'n bietjie historiese agtergrond oor Babylon. Babylon was nie net 'n stad nie. Babylon was die middelpunt van die bekende wêreld gewees. Argeoloë het ontdek dat die stadsmure ongeveer 26 kilometer lank was. Breed genoeg vir 2 strydwaans. Ek bedoel, dit is nie jou huise muur nie. 2 strydwaans kan om die stad beweeg om dit te patrolleer. Die hangende tuine van Babylon, een van die 7 wonders van die antieke wêreld, het gestaan as 'n monument van menslike trots. Die Eufraat rivier het reg deur die stad gevloei, 'n teken van voorspoed, maar ook 'n profetiese simbool. En God sou dit later laat opdroog om sy volk te laat bevry. Ballingskap het begin 597 jaar voor Christus, toe koning Nebukadnesar 10.000 van Juda se beste weggevoer het. Die beste van die bestes, die ingenieurs, die slimstes, die ambagsmanne, die jong leiers, insluitend Daniel en Esegiel. Dink vir 'n oomblik wie's daar binne.
God se volk weggevoer uit Jerusalem, die stad van vrede, nou gedwing om te woon in Babylon, die stad van trots. En dis juist daar waar God vir hulle sê, soek die vrede van die stad. Wat ek wil doen vanoggend is vir jou so 'n paar dinge gee, wat ek leer uit hierdie skrif uit. Wat ek en jy kan implementeer in 2026, sodat ons vrede kan ontdek, want vrede het adres. En die eerste ding wat ek met jou wil deel is, God se doel is groter as waar jy jou nou bevind. God se doel is groter as waar jy jouself nou bevind. Want van julle sit in 'n posisie waar julle nie eens hou van die stad waarin jy woon nie. En bedoel, Centurion is pretty great. Maar van julle is soos, ek wil net Kaap toe gaan self. Van julle vind julle self in 'n werksplek wat jy nie geniet nie. Jy sit er om te dink dat jy volgende week weer moet gaan, want jy gaan in jou baas vasloop. Of die toksiese environment waarin jy jouself beleef. Van julle hunker na ander plekke toe, want jy het soveel seer beleef in die plek waar jy jouself bevind. En wat ek vanoggend vir jou wil sê is, God se doel is groter as waar jy jou nou bevind. Hy sê, soek die vrede van die stad waarin ek julle laat wegvoer het. Nou daardie wegvoer, laat wegvoer is 'n interessante betekenis uit die Hebreëus uit, is higelaiti, wat beteken om doelbewus te stuur of te verskuif. Beteken dit was nie 'n toevallige verplasing nie, dit was 'n goddelike ontplooiing. So hulle is nie toevallig na Babylon toe gestuur nie, na die mees heidense stad wat daar bestaan het nie. Dit was met opset gewees. Dit was 'n goddelike ontplooiing gewees. Jy het nie daar beland nie. En dis wat ek vanoggend vir jou wil sê, die posisie waarin jy jouself vanoggend bevind, of die plek waarin jy jouself bevind, jy het nie daar beland nie, jy is daarheen gestuur. Jy is daarheen gestuur. Soms skuif God jou geografies om jou geestelik te posisioneer. Soms skuif hy jou, sodat hy jou laat in Babylon binnegaan, om te wys wat in jou hart nog regeer. As ons dink, Handelinge 17 vers 26 sê, God bepaal die tye en die grensplekke van hulle woonplekke. Hy bepaal waar jy bly en jou woonplek. So wat ek vanoggend vir jou wil sê is, die volgende, selfs jou poskode waar jy bly, het 'n profetiese betekenis. Want die Here bepaal jou plek. Die Here bepaal jou plek. En God se doel is groter waar jy jouself nou bevind. As ek dink aan Babylon en waar die Here hulle geplaas het en waar hulle self bevind het, dink ek aan hierdie opgrawe wat hulle ontdek het in 1899 toe die argeoloë die Isja poort opgegrawe het. Dis presies dieselfde poort waar deur die Jode moes deurgaan in Babylon. Hulle sê toe hulle opgegrawe het hulle die blou geglaseerde bakstene met die afbeeldings van leeu's en drake en bulle gesien en ontdek. Dieselfde gode wat die Jode omring het. So dink vir 'n oomblik, hier's mense uit 'n stad van vrede gevoer na 'n stad toe wat omring was met ander gode wat hulle nie aanbid het nie, gode wat vir afgoderry gebruik was. Hulle was omring deur al hierdie afgoderry. Hulle vind hulle self daar. En tog net daar sê Jeremia, moenie die stad vervloek nie, seën dit. God se volk moes lig bring in die argitektuur van duisternis. Wat ek vanoggend vir jou wil sê is, moenie toelaat dat wat jou omring bepaal wat binne in jou is nie. Want jy gaan jouself in 'n stad bevind wat omring is deur donkerte. Jy gaan jouself in 'n werksplek dalk bevind wat omring is deur duisternis. Deur afgoderry waarvan jy nie eens weet nie. Deur goed wat onder die tafel gebeur. Deur goed wat jy gaan jouself dalk bevind in posisies waar jy voel, maar dis nie van die Here af nie.
En hier kom Jeremia en hy sê, moenie toelaat dat wat jou omring bepaal wat binne in jou is nie. Bid vir die vrede. Bid vir die vrede. Moenie die stad vervloek nie. God se doel is groter as waar jy jou nou bevind. Tweedens, soek die vrede. Moenie die plek vervloek nie. Hy daar waar jy bly, moenie die plek vervloek nie. Soek die vrede. Hy, hallo kerk Centurion, hier waar ons bly in Centurion, soek die vrede van Centurion. Moet dit nie vervloek nie. Ek weet daar's potholes. Ry om hulle. Soek die vrede. Moenie die stad vervloek nie. Hy gebruik dieselfde woord wat hy gebruik in Numeri 6 vers 26. Die Here gee jou vrede. Hy gebruik dieselfde Hebreëse woord shalom. Vrede, soek die vrede. Beteken dit is nie 'n afwesigheid van konflik nie. Maar soek die heelheid, die voorspoed, die herstel, die harmonie. Soek die vrede, moenie die plek vervloek nie. God sê vir sy mense, bring wat ek in jou geplaas het, na 'n wêreld wat my verwerp. Bring wat ek in jou geplaas het, na 'n wêreld wat my verwerp. God het jou nie in Babylon toe gestuur, om net te oorleef nie, kerk. Hy het jou gestuur om dit te transformeer. God het jou nie Centurion toe gestuur om Centurion te oorleef nie. God het ons gestuur om Centurion te transformeer. God het jou nie, as jy in die Pretoria Oos bly, Pretoria Oos toe gestuur om dit net te oorleef nie. Hy het jou gestuur om dit te transformeer. As jy in die Moed bly, hy het jou nie so toe gestuur om dit te vervloek nie. Hy het jou gestuur om dit te transformeer. As jy in die noorde bly, of in die suide bly, God het jou nie so toe gestuur om dit te vervloek nie, hy het jou gestuur om dit te transformeer. Soek die vrede na. En die woord soek wat hier voorkom, is die Hebreëse woord darash, wat letterlik beteken om na te jaag, doelbewus te soek, moeite te doen. Beteken hierdie opdrag was nie passief gewees nie, dis 'n aktiewe opdrag van die Here af. As jy vrede wil beleef in 2026, het jy nodig om iets aktiefs rondom dit te doen. Jy het nodig om te darash, om te soek, om aktief te soek na die vrede van jou stad. Want Matteus 5 vers 9 sê, geseënd is die vredemakers. Beteken, dit is nie net 'n houding wat ons het nie. Dit is 'n opdrag. Ons het werk om te doen in 2026, kerk. Om 'n verskil te maak in die stad waartoe die Here ons gestuur het. As ek dink aan Daniel en sy verbintenis tot hierdie opdrag, het hy dit letterlik uitgeleef. As jy dink aan Daniel, hy was omring deur towery, deur kompromie. En hy het Babylon geseën met wysheid en gebed. Tot selfs die konings moes erken in Daniël 2 vers 47, waarlik, julle God is die God van al die gode. Hoe het hy dit reggekry? Want hy het aktief die vrede gesoek van die stad waarna die Here hom gestuur het. Aktief. Wanneer God jou in Babylon plant, verwag hy, kerk, dat Babylon die hemel sal raak sien. Maar het gaan net gebeur wanneer ek en jy aktief raak om die vrede te soek. As ek dink aan Babylon, dink ek aan net die kulturele insig. Babylon se lese was Etemenanki, die huis van die fondament van hemel en aarde. Dit is dieselfde taal gebruik wat ons sien in die toring van Babel in Genesis 11. Dit is nogals interessant, want dieselfde menslike trots wat eens die hemel wou bereik, het nou as 'n stad van opstand gestaan. Maar juist daar het God nederige dienaars geplaas, wat draers is van sy heerlikheid. Wanneer trots torings bou, kerk, stuur God tempels. En ek en jy is daar die tempel. Om die vrede van die stad te soek. Want as jy vrede wil beleef, het jy nodig om die vrede van die stad na te jaag. Want binne in die stad se vrede lê jou vrede. Laastens, bid vir die stad. Want in sy vrede lê jou vrede.
Dis nogal skokkend om te dink. Babylon was die vyand gewees. Babylon was die vyand gewees. Hulle het hulle tempels verbrand, hulle het hulle mense doodgemaak, hulle het hulle vervolg, en dis waar die Here sê, bid vir hulle. Bid vir hulle. Ek leer nogals iets hier uit, want jy kan nie 'n stad verander waarvoor jy weier om te bid nie. En hier is 'n teologiese feit wat jy dalk nie geweet het nie. Die eerste keer, hierdie is die heel eerste keer in die skrif waar God sy volk beveel om vir die welstand van 'n heidense volk te bid. Die heel eerste keer. Nêrens tevore hierdie tyd was daar 'n gebeurtenis waar die Here vir sy volk beveel het, bid vir julle vyande nie. Bid vir die welstand van 'n heidense stad en volk nie. Maar hierso kom hy, en hy sê bid vir hulle. En dis reg hier waar daar 'n profetiese keerpunt gebeur vir Israel. 'n Profetiese keerpunt. Want sien, hierdie oomblik was die begin van Israel se sendingsroeping. Dis die begin daarvan. Dis waar die Here hulle geroep het. God was nie net besig om Israel van die nasies te red nie, en hierdie is baie belangrik. Hy was nie besig om hulle van die nasies te red nie. Hy was besig om die nasies deur Israel te red. So hier kom 'n nasie, val Israel aan. Die Here kom en hy laat dit gebeur. Laat hulle wegvoer in ballingskap in Babylon. En hy gee die opdrag, soek die vrede na. En dit is die profetiese keerpunt vir 'n nasie om te sê, hier is julle sendingsroeping. Ek gaan julle nie net red van nasies nie, ek gaan nasies deur julle red. En hy kom en hy sê, bid vir die stad. En ek dink dit is die hart van Jesus, want Efesiërs 2 vers 14 sê, hy is self ons vrede. Hy het nie net vrede verkondig nie, hy het vrede geword. Hy het dit aktief nagejaag. Hy het dit, soos die Hebreëse woord sê, gedarash. Hy het dit gesoek, nagejaag. En ek dink vir ons in 2026 kerk is dit ons Babylon oomblik. Ons is nie meer Jerusalem nie. Maar hier is wat ek raak sien. En as mens terugkom na 'n plek toe en sien jy goed anders te raak. En ons gaan die verskil moet maak. Hier is wat ek raak sien. Want dit is reg om my in Australië. Daar's 'n wokeness daar wat daar aan die gang is. Wat soos 'n veldbrand versprei. En as ons nie versigtig gaan wees nie, gaan dit net soos 'n veldbrand in ons stad versprei. En ons gaan onsself sien, en ons gaan onsself omring met goed wat nie van ons af is nie, wat nie van die Here af is nie. En die vraag in my hart is, Here, maar hoe transformeer ons hierdie stad is? Nie om die stad te vervloek nie. Nie om dit wat jy raak te sien te vervloek nie. Maar om aktief die vrede na te jag. Om aktief vir hulle te bid. Want hulle mag teen ons woorde beklei, hulle mag teen ons beklei, maar kerk, wat ek vandag vir jou wil sê, hulle het geen krag teen ons gebed nie. En ek en jy het nodig om aktief die vrede na te jaag. Jy kan nie 'n stad verlos, kerk, waarvan jy altyd probeer wegkom nie. En jy kan nie 'n stad se vrede vind as jy weier om vir die stad te bid nie. En ek en jy het nodig om die vrede na te jaag in 2026 vir ons stad. Om aktief betrokke te raak en die vrede te soek. Ek kan nie wag vir die 18de nie, want ek kan nie wag wat die Here op my hart gelê het vir ons as Hallo Kerk nie. Om dit met jou te deel nie. En jou deel te maak van daardie storie. Maar ek wil jou los met hierdie storie. Die eerste 2 jaar in Australië was seker die moeilikste tyd van ons lewens.
Ek het daardie plek gehaat. Maar Here het ons gestuur om opleiding te gaan doen. Kerkplanters op te lei, om 'n lokale gemeente te help met hulle prosesse. Ek het net gebid dat die tyd moet verbygaan. Vir die wat nie ons roeping soontoe ken nie. Ek het hier in die gym, ek weet dit lyk nie so nie, maar ek het gegym op 'n stadium. Gesit, Virgin Active. Nou my trick was om in die sauna te sit, want daar kan jy huil sonder dat enigiemand sien. Sweet, loop. Ek sê, Here, ek bedoel, kerk gaan goed. Ons was sy pizza kerk gewees, it was amazing. Nie stuur ons. Baie immature. Ek sê, Here, as U sê ons moet gaan, ek soek 'n teken, nou. Nee, nou. En dan begin 'n liedjie te speel. The Horses van Daniel Braithwaite. Ek het net in Australië gehoor 2018 op Oujaarsaand. Hy sê, you'll be running with the horses, baby. En ons is vrede. 'n week later, Here, ek wil net soos Gideon het daai lappie 2 keer uitgegooi. Ek wil net 'n bevestiging, Here. Cosette Cousset, sy kunstenaar in die gemeente, sy bel my en sê, ek het 'n geskenk vir jou. En ek ry, stop by haar en sy het hierdie mooi skildery. Sy draai hom so om wat sy geskilder het. Wille perde wat hardloop. En ek huil daar in hulle sitkamer en ek sê, ek het nog niemand gesê nie, maar hier, pak die container oor see. Pak my perde in die container. Kom in Australië aan, vind ons voete. Perde is weg. Al my skilderye kom, behalwe my perde. Ek bel die vrou, saam met wie ons gedeel het, sy is op die Gold Coast, nee, die perde is nie by haar nie. Ek wou dit in my kantoor hang. 18 maande gaan verby. 18 maande van hel. Ek geniet dit nie, ek geniet die opleiding, ek geniet die kerk, maar ja, ek mis Afrikaans, en braaivleis, en mense, net om 'n grapie te kan maak, man. Hy is so ongelukkig. Ek het 5 huise van die kerk afgebly, ek loop af kerk toe daai oggend, ek sê, Here, ek dink ek het U gemis. Ek dink ek het U werklik gemis. My seisoen kom klaar by daai gemeente wat ek moes help. My 2 jaar kom tot 'n einde, ja, ek het U regtig gemis. Ek huil snot en trane. Mag jy van die kansel af snot sê, ek weet nie, maar ek het. Ek chunk. Padkerk. Ek sê, Here, dis nie eens 'n lekker plek nie, man, my perde is weg. Ek sê, ek dink ek het U gemis. Maar wil jy nie met my praat vanoggend nie? Staan in die diens. Binne in die aanbidding kry ek 'n boodskap. Ek maak my foon so stilletjies oop en ek kyk so. Die vrou wat die container saam met my gedeel het. Sê ek is baie jammer, maar is hierdie jou skildery? Toe is dit my perde. Nog steeds weet ek nie wat om te doen nie. Want ek hou nie van die plek nie. Dit is warm, dit is bedompig. Ek kry nie biltong oralste nie. En op 'n stadium sit ek in my kantoor. Hy huil weer my oë uit. Ek weet nie hoekom moet ek dit 2 keer vir die Here vra nie, maar sê, wat wil jy hê moet ek hier doen? Terwyl ek my kantoor oppak, op die wit skerm agter my. Ek weet nie hoe dit gekom nie. Skrifvers. Jeremia 29 vers 7. Here, dit moet 11 wees. Iets daar gemis. Take care of the welfare of the city that I've sent you into exile. For in its welfare lies your welfare. Van daardie oomblik af is dit nou 2 jaar later. En hierdie 2 jaar het ons kerk geplant. En ons soek die vrede na. In die 2 jaar wat ons kerk geplant het, Here, ek gaan aktief
U vrede vir die stad, hierdie woke stad soek. Hierdie weste van Brisbane gaan ek soek en ek gaan 'n verskil maak. Op hierdie oomblik, Hallo Kerk, is daar Hallo Kerk Brisbane. En daardie kerk launch hierdie jaar. En ek gaan deel wat ons gaan launch as kerk hierdie jaar ook. Maar op hierdie jaar gaan daardie kerk launch hulle Hope Center Ministries. Hope Center Ministries is 'n huis wat ons gaan open vir mense wat drug addicts is. En ons gaan 'n hele jaar saam met hulle stap. Hierdie jaar launch ons as Hallo Kerk Brisbane 'n huis, Dress Her With Dignity. Ons grootste epidemie in Brisbane is domestic violence. En ons gaan 'n huis vir vrouens oopmaak waar hulle veiligheid kan kry. Want die probleem is, hulle word getimmer en geslaan, dan gaan hulle hospitaal toe en dan word hulle teruggestuur na hulle vervolger toe. En dan weet hulle nie wat om te doen nie. En 'n Stockholm-sindroom ontwikkel waar hulle lief is vir die persoon wat hulle seermaak. Soek die vrede van die stad na. Hierdie jaar het ons 'n pumptrek nou begin vir die tieners wat so verlore is op die terrein wat die Here vir ons gegee het, sodat ons kan engage. 'n Pumptrek is bicycles, okay? Dat hulle kan kom en ons kan hulle engage, want hulle het nêrens heen om te gaan nie. Hierdie jaar kerk, soek ons die vrede na vir Brisbane en daar's 'n visie wat in my hart ontplof, wat ek nog nooit beleef het vir die stede waartoe die Here ons stuur nie. Ek kan nie wag om met jou te deel wat gaan gebeur vir Centurion en wat die Here in ons harte geplaas het en hoe die deure oopmaak nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek was nog nooit so gelukkig in my lewe soos vandag nie, want wat gebeur het is ek het begin die vrede van die Here vir my stad soek. En toe ek die vrede van die Here vir my stad begin soek, toe begin ek vrede te beleef in my hart. En ek wil vandag vir jou sê, jou adres is profeties. Die Here het jou geplaas vir 'n rede. As jy ongelukkig is, wil ek vir jou sê, soek die vrede van die stad waar die Here jou toe gestuur het. Want in die stad se vrede lê jou vrede. Vrede het 'n adres en jy kan dit ontdek in 2026 wanneer jy aktief die vrede begin najag vir die stad waartoe die Here jou gestuur het. Hy het 'n plan vir jou lewe. En hy wil hê jy moet vrede beleef. Maar jy het 'n rol om te speel in 2026. Om aktief die vrede te soek in die stad waar die Here jou geplaas het. Vrede het 'n adres. En my gebed is dat jy daardie adres sal ontdek in 2026. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u liefde en u genade. En ek kom bid vir elke persoon dat hulle in 2026 sal gehoor gee op u woord. Dat waar ook hulle self bevind, by hulle werksplek, hulle huis, die stad, dat ons die vrede sal najag. En mag elke persoon vrede beleef, soos wat hulle die vrede soek vir die stad waartoe u hulle geplaas het en gestuur het. Dankie vir vrede. Dankie vir 2026 wat voor ons lê. Mag ons aktief wees om vir ons stad, ons werk, ons mense te bid vir vrede. Ons bid dit in Jesus naam.